klank te kodeer in 'n simbool. En dis wat ons gedoen het met hierdie prettige program. En ek wil gou-gou vir julle iets mooi verduidelik. As jy dalk 'n leesgereed handleiding het en jy kyk na die leesgereed video's wat ons vir julle gratis op die internet plaas, dan gaan jy sien die lesse in die handleiding en die videolesse is nie dieselfde nie. Ons kan vir julle nog 70 sulke lesse maak. Ons het nie die geld om dit te doen nie. Maar ons sou graag nog vir julle 70 sulke lesse wil maak. Nog 'n klomp lesse oor ons kan baie lesse maak. Maar weet jy wat moet jy verstaan? Wat in die handleiding staan is 'n manier om 'n les aan te bied wat multisensories is, wat prettig is, wat stories en rympies gebruik. Want stories en rympies maak dit baie makliker vir kinders om te onthou. En nou moet hulle daai stories en rympies uitleef met hulle lyfie. sien julle al die voorvaardighede is besig om in plek te val. So nou met hierdie video's en met die handleiding sê ons net vir julle, hier's 'n paar idees hoe om vir graad R kinders ervarings te gee van 'n klank, hoe om hulle te laat, julle weet soos 'n ou vere matras. Ek weet nie wie van julle het al op 'n vere matras gaan lê nie. Maar mense gaan lê nie op hom nie. Jy hardloop en dan spring jy en dan val jy so om en dan val jy so in hom in. As jy baie gelukkig is en jy het my postuur, dan bars daai matras, nê. Nee. En as dit net vere waar jy kyk. Want jy sien, dis eintlik wat gebeur met wanneer ons 'n kind 'n klank wil aanleer. Is dit nie die prentjie van die klank nie. Die belangrikste ding is, kan die kind die klank hoor? Kan daai mond die klank sê? As 'n kind praat van tat in plaas van kat, wat gaan hy skryf? Hy gaan skryf wat hy hoor. Hy gaan hoor tat. Hy gaan skryf taat. So die oor moet ontwikkel wees, die mond moet ontwikkel wees. En dan as hulle daai klank mooi kan hoor en mooi kan sê, dan moet ons vir hulle begin wys. Weet jy wat? Jy is so belangrik. Al die letters van die alfabet begin op jou lyf. Hoekom? Want jy is so ongelooflik belangrik. En daarom leer ons vir hulle vroeg. Dit's 'n moeilike vorm om die se skrifvorm aan te leer. Veral omdat ons dit nog in 'n oneindigheidsteken plaas, want daai begrensing help hulle met posisionering. So jy sien die ding is, Mindfulness se leesgereedmakingsprogram is 'n skryfprogram. Want dis 'n koderingsprogram. Ons vat klank, ons kodeer dit in skrif. Maar nie net sommer een, ons leer hulle van die begin af. Laat letters op 'n spesifieke manier gemaak word elke keer. Want hierdie is iemand anders se simbole wat ons moet aanleer. Hulle moet altyd dieselfde wees, want anders gaan iemand nie kan lees wat ons skryf nie. Of jy gaan nie kan lees wat iemand anders geskryf het nie. Dit moet elke keer dieselfde wees. So daarom begin dit ook altyd presies op dieselfde plekjie op jou lyf. En dit gaan altyd, onthou, vestibulêre stelsel, rigting en volgorde. Dit begin op jou lyf, elke letter van die alfabet. En dan gaan hy na links en dan na regs en dan weer na links. Kan jy sien hoekom moet hulle laat hulle die tyd van bewus wees? Kinders wat nie weet waar is links en regs nie, hou op om hulle te leer om te skryf. Hulle kan nie. Hulle is nie gereed daarvoor nie. Ons is besig om ons kinders te kneus. Ons maak ons kinders seer. Ons mag dit nie doen nie. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir die taak wat op ons gelê is voor skools, sodat hulle gereed is vir die magtige sprong na graad 1 toe. So daai kom so nou met die linkerkant van my lyf toe. Maar as jy nou vir daai juffrou kyk, onthou, jy moet iets baie mooi verstaan. Die Mindfulness se leesgereedmakingsprogram is 'n geweldige tegniese program. En as jy hom verkeerd doen, werk hy nie. Hy werk elke keer. Hoor my, elke keer. Maar moet jy hom reg doen. Hierdie ene wat ons na kyk op die skerm op die oomblik, is 'n juffrou. En julle weet mos juffrouens skryf agterste voor. So die juffrou skryf agterste voor op haar lyf, sodat dit na die korrekte rigting vir die kind is. Chantal, gaan net een terug asseblief. So kyk gou weer mooi vir daai. En daarom is daar 'n massiewe les oor 'n van 'n slang wat seil en jong soveel, maar nie net woorde nie.
Dis 'n storie en dis 'n storie wat die kinders inkoop en dit trek hulle emosioneel in. Wat is grillerig man, maar die oomblik as ons emosionele reaksie kry, weet jy wat gebeur? Dis gom vir die brein. Nou het hulle hierdie slang. Ons is almos 'n klein bietjie bang vir die slang wat so seil en nou kyk ons na die volgende. As ons dan die volgende een wat ons vir hulle aanleer, is die d van dam. Weet julle hoekom? Ons doen dit nie soos wat hy nou op die skerm is nie, dis nou maar net vir die wat nie bewus is van hoe die program werk nie, dat ons net vir julle wys hoe werk. Ons sit vir haar, het julle geweet, 'n slang kan nie net seil nie, hy kan ook swem. Ja, waar's by my? In 'n dam. En waar begin ons met daai doel? Op my hartjie. Op daar waar die rooi kol is. En dan gaan trek ons eers vinnige dam om daai slang. Wat gaan doen ons, maats? Ons gaan trek 'n dam om die slang en dan gaan ons op, want ons maak ons rug lekker reguit. Ons is glad nie bang vir hierdie slang nie, want hy's nou in die dam. En dan kom ons af tot daar waar die bene begin. En oombliklik is die rigting korrek. Oombliklik is die grootte en die vorm van die simbool reg. So ons is nou regtig besig om hierdie graad R te leer om te kodeer. Ja, hierdie is belangrik en baie lesse later, kom ons by die baie lesse later, want ons leer vir hulle klank en jou lyf het iets met mekaar te doen, sodat jy die simbole in graad R kan bemeester en reg leer skryf. So as jy hulle in graad 1 gaan sien in 'n ander volgorde, dan gaan jy baie van hulle klaar ken. So jy begin graad 1 met 'n voorsprong. Jy kan vinniger leer dekodeer, want jy het klaar geleer om speelletterwys in graad R te kodeer. So jy sien daai daar's 'n lekker les oor baas en 'n gesprek, want jy met die woordeskat, hulle moet die hoor, maar dan moet betekenis, die hoor en dan moet betekenis wees. Daarom praat ons van jou pappa en mamma se baas. Hoe loop 'n baas? Wat is hulle werk? Hulle moet kyk of ander hulle werk doen. Ja. En as hulle hier onder op die grond lê, gaan hulle kan sien of ander hulle werk doen. Nee. So hoe moet hulle loop? Regop. Regop, want hulle moet mooi kan sien oor almal se skouers of hulle werk reg is. So waar begin ons by die Ons begin hom nou bo by die kop, want dis 'n reguit man met 'n reguit rug of is 'n reguit vrou met 'n reguit rug. En dan party baas, weet julle wat dit boek is? Maar dis eers 'n baas en dan kom die boekie. En dan staan 'n hele speelietjie. Daar is maar nou wat maak party mense? Hulle vat die Mindmoose se leesgereedmakingsprogram. Hulle gooi die handleiding weg en hulle werk net met die werkboeke wat net simbole is. Brand die werkboek. Brand die werkboek. Die werkboek het geen waarde. Sonder die voorvaardighede wat in elke les in die handleiding of in die video's vervat is. So juffrouens, mamas, oupas, oumas, wie ook al vanmiddag luister, kodering is die probleem met ons kinders se lees. Hulle moet dekodeer, hoor? Hulle moet dekodeer voor hulle geleer het om te kodeer. So wanneer 'n kind leer om speelletterwys, dan gaan hulle jaar vat om klankspelletterwys om te skep in die simbole van taal. Nou het hulle die kode spelenderwys bemeester in graad R.